Goeiedag geliefdes, ek hoop jy het 'n fantastiese dag tot dusver. En ons is by Woensdag as deel van die Heilige Week. En vandag gaan ons stil staan by 'n gedeelte in Markus 14 waar Jesus homself bevind, dan ook in daarvan Markus 14 van vers 3 af in die huis van Simon die Melaatse. En terwyl hy daar sit aan tafel, kom daar 'n vrou ingestap, 'n naamlose vrou, en sy kom bewys hierdie fenominale liefdesdaad aan Jesus. Sy het hierdie albaste fles egte baie duur nardesolie, wat sy dan stukkend breek en die olie op Jesus se kop uitgiet. Nou natuurlik die mense rondom haar, rondom Jesus aan tafel, begin praat onder mekaar. En Jesus sien en hy weet waarskynlik hulle praat oor hierdie duur nardesolie wat oor hom uitgegiet is. En hulle dink maar hierdie olie kon eerder verkoop word en armes kon daarmee gehelp word met die geld wat hulle kry. Maar Jesus sê, weet jy wat, hierdie vrou het iets kosbaars aan my kom bewys. In vers 8, Markus 14:8, sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Min wetende dat Jesus uit die dood sou opstaan, dat as jy in Markus 16 gaan lees, dan sal jy sien, dat toe die vrouens wou gaan om Jesus se liggaam te gaan balsem met die reukolie wat hulle gekoop het, het Jesus al reeds opgestaan uit die dood. So hierdie vrou het 'n baie besonderse daad gedoen, 'n liefdesdaad. En dan terselfdertyd het ons die kontras aan die ander kant, ietsie van die wêreld, ietsie van die duisternis en die magte van die duisternis wat aan die werk is. En dan het ons iemand soos Judas Iskariot, wat deel was van die disippels, maar wat dan saam met die priesterhoofde werk om Jesus gevange te neem. Daardie magte van die duisternis. Nou, so rondom Jesus se lewe, daai laaste deel van sy aardse lewe, was daardie magte heeltyd aan die werk gewees. En ek wil graag vandag vir jou 'n gedig lees, getiteld Die naamlose vrou, soos geskryf deur Neil Jackson. Die naamlose vrou, sy kom met 'n fles geurende olie en o die vermossing, giet dit ruimskoots oor hom uit. Teen die ontsteltenis in, praat Jesus, die gesalfde, laat staan haar, wat sy gedoen het sal vir altyd onthou word. In hierdie verhaal het sy nie 'n naam nie, sy het geen woorde nie, maar sy het liefde. Sy het begrip en fyn aanvoeling van wat gaan gebeur en vir wie hierdie man is. Sy het geweet hierdie is 'n kosbare man. Hy is die Messias, hy is die Christus, ek is seker daarvan, en sy salf hom as 'n daad van liefde. Nou, dit is my gebed in hierdie week. Die grootste daad van liefde was wat Jesus aan jou bewys het. Dat jy ook, soos wat Filippense sê, sal groei in begrip in jou liefde, in begrip en in fyn aanvoeling van jou liefde, sodat jy ook 'n verskil sal gaan maak in hierdie lewe. Mag die kruis 'n verskil in jou lewe maak, sodat jy 'n verskil in iemand anders se lewe gaan maak. Ons gaan môre verder gesels oor daardie bovertrek gesprek wat Jesus en wat hy gedoen het met sy disippels. Groete. Gesels môre weer as die Here wil.